stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer, met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy gerechtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Uit hom straal helder lig, 'n glans wat als verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Heere God van mag is werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks stuit die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Heere God van mag is werksaam om ons heen. Wees stil, want die Heere God van mag is werksaam om ons heen. Daar wie staan, maak het toe jou oë en kom ons bid saam vanoggend. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Dankie Vader vanoggend vir elke aanraking van die Gees. Dankie vir elkeen wat U ervaar en kan weet, maar Jesus is hier. Jesus is hier. Ek wil vanoggend vra, Here, Heilige Gees, kom beweeg deur ons gemeente, Here, beweeg deur elke persoon wat hier is, kom raak aan wat aangeraak moet word. Ek wil vanoggend vra, terwyl almal se oë toe is, as jy vanoggend genesing nodig het, van pyn, dalk selfs gebreekte bene, dalk is daar ligamente, dalk is daar ergens 'n orgaan wat sukkel, wil jy net vinnig jou hand opsteek en laat sak, he? Dankie Here, kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vanoggend vir elkeen wat sê, Here, ek het 'n aanraking van U nodig in my liggaam. Here, en ons kom vanaand saam, Here, en ons staan op daai belofte van die woord wat sê, waar 2 of meer in U naam vergader, is U teenwoordig, is U aan die werk. Here, ons staan vanoggend op daai belofte dat die Gees van God hier teenwoordig is. En ek vra vanoggend, Here, in die naam van Jesus Christus, kom raak nou elke persoon aan wat sê, ek het vanoggend genesing nodig. Ek vra Heilige Gees, kom beweeg vanoggend in organe, kom beweeg in rugstringe, kom beweeg in spiere, in ligamente, in artritis. Dankie Heilige Gees. Kom beweeg in goed wat nie gesond wil word nie. En dankie daarvoor, Here, kom raak dit nou aan in die naam van Jesus Christus. Pyn, ons beveel jou, verlaat elke liggaam, siekte, infeksie, enigiets wat in 'n lugweg is, verlaat daai liggaam in die naam van Jesus Christus, en dankie daarvoor. Dankie vanoggend, Here, vir totale genesing.
Ek vra in hierdie oomblik, Here, vir elkeen wat 'n hand opgesteek het, en hulle wat op dalk te skaam was, bring 'n getuienis van 'n God wat werk, van 'n God wat aanraak, van 'n God wat genees. En dankie daarvoor, Here. Dankie vanoggend vir elke genesing. Dankie dat ons weer by U voete kan sit en kan weet, U is hier teenwoordig. En ek wil vra, Here, dat die genesing wat al reeds begin is, sal aanhou. En saam met dit, Here, kom werk vanoggend in hierdie diens, kom werk vanoggend in die woord, kom transformeer ons harte, kom gee vir ons openbaring op openbaring van dit wat U wil hê in hierdie jaar in 2026, en dankie daarvoor, Heilige Gees. Here, vanoggend verklaar ons net, U is 'n goeie God, en ons is so lief, ons is so lief. Dankie, Jesus. En almal sê saam, Amen, Amen. Daar sê, welkom in sitplek in te leef. Amen. Ons wil hierdie jaar, wil ons 'n ding probeer, en ons het verlede jaar ons 'n bietjie begin met dit, ons noem dit 'n lofoffer. Nou, 'n lofoffer is basies waar ons net vir die Here 'n groot applaus gee. Dis 'n ding wat uit jou hart uitkom, wat uit jou gees uitkom, en ons wil regtig hierdie jaar probeer om daai kultuur te kweek, waar ons nie skroom om vir die Here 'n lofoffer te bring nie. En ek weet dit is vir baie ouens vreemd, vir baie ouens is dit vreemd om jou hande op te lig in die kerk, en is okay. Maar ek wil jou uitnooi om deel te neem aan dit, as ons vra, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer, en dan wil ek vra, kan ons dit vanoggend begin doen? Kan ons vanoggend vir die Here net 'n lofoffer gee? So kan ons dit gou saam doen. Net vir hom sê, dankie vir vanoggend. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, and that's it. So ons gaan dit al hoe meer begin oefen, al hoe meer begin doen, en die idee is dat die vreugde van die Here regtig deel word van ons harte, deel word van ons gedagtes. Ek dink, veral in die begin van die jaar, sien ons baie mense wat begin met 'n nuwe spring in die stap. Nee, daar's iets wat begin gebeur. Maar ons ook baie wat sê, weet jy, dieselfde probleme van 2025 het my gevolg in 2026 in. En dis wat ons wil sê, maar kom ons bring aanhoudend vir die Here hierdie lofoffer, dat ongeag hoe dit rondom ons lyk, ons sal aanhou om hom te loof en te prys. Wat vir my so mooi is, as Simon daar ingehardloop het, hy sê, verlede week sê hy vir sy mamma, hy wil eendag ook preek soos pappa. Magtig, nou, ek weet nou, smelt my hart, en dan dink ek, wat kan ek vir jou koop? Dis Januarie, so ek het nie baie nie, maar wat kan ek vir jou koop? Maar ek is opgewonde oor vanoggend, ons praat vanoggend oor hierdie tema, jou Jesusjaar, en dit kom uit 'n ding uit wat ek in die week met die Here oor praat. Ek praat in die week met die Here, en ek vra vir hom, maar Here, wat wil U hierdie jaar spesifiek kom doen? Wat wil U kom doen in my? Wat wil U kom doen in ons gemeente? Wat wil U kom doen in ons dorp? En die Here gee nie vir my antwoord nie, maar hy vra vir my hierdie vraag. Hy begin by, Pieter, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? En ek dink by myself, ek het onlangs, wel, nie so onlangs nie, maar 'n ruk terug het ek 'n check-up gehad, so hy's alright. En die Here hou aan, hy sê, nee. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou geestelike hart? Hoe lyk jou geestelike kondisie so aan die begin van 2026? En dis 'n vraag vir elkeen van ons vanoggend, want sien, hoe jou hart lyk gaan bepaal hoe jou lewe lyk. So as jou geestelike hartskondisie goed is, so aan die begin van die jaar, gaan jou lewe ook goed wees die res van die jaar. So daar's iets rondom jou hart, daar's iets rondom 'n goeie geestelike kondisie, wat ek glo die Here ook vanoggend vir ons wil gee. So kom ons lees saam, Spreuke 4 vers 23. En hier sê Salomo, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Met ander woorde, Salomo begin, hy sê, hier's iets wat jy moet verstaan rondom jou hart. Hier's 'n openbaring, hier's 'n krag rondom hoe dit met jou hart gaan, wat vir jou 'n oorsprong, 'n ander woord is bron van lewe kan wees of nie. Die Engels praat van 'n wellspring of life. So bewaak jou hart meer as enigiets anders wat bewaak moet word. Hoekom? Want is een van die grootste geestelike instrumente, een van die belangrikste geestelike instrumente wat die Here vir ons gee om ons geloof te stig, om ons geloof te bou en om nader aan hom te kom. Sien ons iets besonders. Daar's iets mooi. Daar's iets heilig aan 'n hart wat gedraai is na Christus.
Daar's iets mooi aan 'n hart wat submit, wat onderdanig is aan die Heilige Gees en aan die waarheid van die woord van God. So die hart is die oorsprong van lewe. Hy is die bron van lewe. Met ander woorde, dis die bron waaruit elke ander deel van jou lewe gaan vloei. Jou geloof, jou hoop, jou emosie, gedagtes, waarheid, waardes, alles word bepaal deur die kondisie van jou hart, deur die kondisie van jou hart. En soos ons laasweek gesê het, jou hart wat ook verwys na jou siel, is die filter vir elke deel van jou lewe, vir elke deel van jou geloof, vir elke deel van jou liefde. Dis die lense waardeur ek alles sien, maar is ook die put. En dis wat ons baie keer nie besef nie. Die hart is ook die put waaruit ons lewe trek of dood trek. So sien op hierdie stadium baie mense, en gaan kyk maar net op Delmas gesels. Ek dink daai ouens van Delmas gesels 'n groepie, ek weet nie wie hulle is nie, maar well done, want ek dink dis 'n ongelooflike taak, om daai ding te administreer. Maar daar's so baie mense wat sit met murmurering, wat sit met negativiteit, in hierdie tyd van die jaar, en dit het so in hulle harte ingegryp, dat hulle eintlik hulle lewe begin trek, uit daai put van negativiteit uit daai put van dood uit. Dis hoe hulle raak gesien word, dis hoe hulle betekenis kry, dis hoe ander na hulle kyk, en dink maar jy's altyd die ou, wat sal opstaan vir hierdie goed, jy's altyd die ou wat daai goed sal sê, maar daai persoon, wat hulle lewe trek uit die put van negativiteit, en murmurering, en duisternis, en al daai goed, is dieselfde persoon, wat by die huis sal kom in die middag, en voor hulle jou groet, gaan hulle eers fout vind met hoe die huis lyk, fout vind met hoe dinge lyk, fout vind met hoe dinge gedoen word. So daar's 'n gevaar daaraan, om jou lewe te trek uit 'n ongesonde put uit jou hart uit. Net so is daar baie mense wat lewe trek uit die put van vrees of paranoia, of conspiracies. Ek weet nie of jy dit ook het nie, maar ek het so 'n paar mense wat vir my die heeltyd WhatsApp stuur oor conspiracies. Hulle sê, jy sal kom preek. Daar sê. Ek wag net dat hy die mikrofoon vat. Daar's baie mense wat daai WhatsApp stuur, dan is daar 'n conspiracy in. Kan ek sê, asseblief moet dit nie vir my stuur nie. Stuur dit vir iemand anders, waar buurman van wie jy nie hou nie. Maar ons trek baie keer hierdie lewe, ja, by Pieter gaan sit. Sê jy, sit sommer al voor. Ons trek baie keer lewe uit die put uit wat nie goed is vir ons nie, wat nie gesond is vir ons nie. Maar dan is daar die geestelik volwasse persoon, en die geestelike volwasse persoon trek lewe uit 'n put en 'n hart wat gevul is met die koninkryk van God, wat gevul is met hierdie Jesus liefde, wat oorloop uit elke liewe deel van hulle wese uit, wat oorloop met vrede wat verstand te bowe gaan, wat oorloop met hierdie joy. En selfs net as jy in hulle teenwoordigheid kom, is daar iets van hulle gees wat oordra na jou toe, en jy soek net meer. Jy kan nie genoeg kry van hulle geselskap nie, want Jesus drup van hulle af. En dis 'n hart wat gedraai is na God, die oorsprong van hulle lewe, die bron van hulle lewe, is in lyn met die Here. Vir my een van die mooiste goed van Delmas, wat ek nie geweet het tot ons eintlik nou met die waterkrisis sit nie, is dat hier 'n groot watertafel onder Delmas is. Hier's 'n groot aquifer, hier's 'n groot waterbron. En dis die rede hoekom baie ouens op hierdie stadium begin boorgate sink, sonder munisipale goedkeuring. Ons check julle. Ons sal niks sê nie. Hoekom? Want ons 'n bron van water, ons 'n bron van lewe. Daar's hierdie wellspring of life, wat veronderstel is om vir die dorp water te gee, veronderstel is om die landbou te onderhou. Maar sien die oomblik, as ons daai bron gaan toestop, dan gaan ons skielik droogte in ons dorp wees, soos vir al was. Die oomblik as ons daai bron gaan toestop, gaan selfs die landbou begin sukkel. Die oomblik as daai bron van water, as daai watertafel besoedel word, gaan dit beteken dat daar skielik hierdie siektes begin uitkom onder mense en diere en selfs plante. So daar's iets wat moet gebeur om hierdie watertafel, hierdie waterbronne skoon te hou, sodat ons kan benefit, sodat ons kan baat uit die water wat daar uitkom, kan baat uit die lewe wat dit veronderstel is om te gee. En as dit vuil is, gaan ons trek van dood, maar as dit skoon is, gaan dit vir ons lewe gee en lewe in oorvloed. So baie lewens is afhanklik van die loop en van die kondisie van die waterbronne onder Delmas.
En dis my ongelooflike ding, en ek is baie dankbaar vir dit. Maar dit is dieselfde met ons hart. As jou hart nie gesond is nie, het dit 'n impak op elke ander deel van jou lewe. As jou hart nie gesond is nie, is daar skielik droogte in jou lewe, jou geloof, jou familie, jou bediening, jou roeping, jou loopbaan, jou erfenis. En daarom sê Salomo, hy sê, bewaak jou hart. Bewaak jou hart. Wat beteken bewaak jou hart? Kom ons kyk gou hierdie, bewaak jou hart. En hier is vir my so mooi. Beteken om wag te staan oor. Dis is om 'n wag te wees op 'n muur. En jy beskerm jou geesmens en jou hart binne van die vyand wat van buite afkom. Ek staan wag op die mure van my hart. Dit is dieselfde soos 'n ouer wat sê, maar die wêreld het nodig om eers deur my te kom voor hulle by my kind gaan uitkom. Ek gaan hulle beskerm met alles wat in my is. Of jy sê, as jy wil sien hoe daar skielik 'n kwaai kotse uitkom, begin raak aan my kinders, of my vrou, magtig, dan skielik verloor ek 'n bietjie heiligheid, maar ek werk aan. Maar dit beteken om wag te staan op die muur, om jou hart te beskerm. Hoekom? Want die kondisie van jou hart word bepaal deur die dinge wat in jou lewe aangaan. So dit word bepaal deur of jy wag gestaan het of nie, of jy sekere goed toegelaat het of nie. En is moeilik om 'n gesonde hart te hê, as daar goed aangaan in jou lewe wat nie van God af is nie. Dis moeilik om 'n gesonde hart te hê, as jy sit met hierdie woede teenoor jou man of jou vrou. Dis moeilik om 'n gesonde hart te hê, as jy sit met bitterheid en spyt en onvergifnis. Dis moeilik. En baie mense sê, maar ek kan dit nie laat gaan nie. Sien, dis moeilik om 'n gesonde hart te hê, as jou hart nie totaal onderdanig is aan die heerskappy van Jesus nie. Ek lees gisterand hierdie ding en dit is vir my so mooi. Heerskappy, wat beteken heerskappy? Heerskappy beteken dat ons in die eerste plek Jesus Christus sien as ons hoogste autoriteit, ons hoogste gesag, die eienaar van alles in ons lewe, van jou gees, van jou gedagtes, van jou gesin en selfs van jou besittings. Alles wat ek het, alles wat ek is, behoort in die eerste plek aan hom. En wat vir my mooi is van dit, dit beteken dat alles veronderstel is om te werk vir hom. Alles moet diensbaar wees vir hom. So selfs as ek sê, maar die Here is eienaar van alles in my lewe, beteken dit, my geld behoort nie aan my nie. Dit behoort in die eerste plek aan hom, en dit moet werk vir hom, diensbaar wees vir hom, disippels maak vir hom. Dieselfde met my kar, dieselfde met my huis, dieselfde met daai een bank waarvoor ek 10 jaar gespaar het. Alles behoort aan hom, en dit maak dit maklik om weg te gee, as ek dink, maar dis nie myne nie. Hoeveel is hier, die kerkgebou is nie ons nie, dis God se. Die finansies in ons bankrekening is nie ons nie, dis God se. Alles wat ons hier sien, behoort aan hom, en is onder eienaarskap van hom, en dis heerskappy. Soos my hart onderdanig is aan daai, om te sê, maar hy is in die eerste plek my hoogste gesag, en hy is die eienaar van alles, word alles in my lewe bepaal deur dit, elke besluit beïnvloed deur dit, elke daad word gedryf deur dit. Hoe kan dit vir hom werk? Hoe kan dit vir hom disippels maak? Hoe kan dit vir hom diensbaar wees? So dit is moeilik om 'n gesonde hart te hê, as jy nie daar leef nie. Iets soos onvergifnis byvoorbeeld is 'n stadige gif. Onvergifnis is 'n stadige gif. Onvergifnis sal meer skade aan jou doen, as aan die persoon teenoor wie jy kwaad is, of waarvoor jy woedend is. Maar nou sukkel ons baie keer om te laat gaan, en ons hou vas, en ons besef nie, ons is besig om hierdie bron in ons harte te besoedel nie. Ons besef nie, ons is besig om verbitterd te raak teenoor ander mense, en dalk selfs teenoor onsself nie. Sien, hier is die probleem. Het is moeilik om God volkome te vertrou in alles wat hy voor jou sit, as alles in jou lewe nie volkome aan hom behoort en aan hom oorgegee is nie. Dis moeilik om God volkome te vertrou as ek nie onder sy heerskappy leef nie. As daar deeltjies is wat ek nog terughou. As daar deeltjies is, as ek sê, maar Here, ek is nog nie bereid om hierdie te laat gaan nie. Ek is nog nie bereid om dit te doen nie. Ons so ruk terug, is ons by baie goeie vriende. Dit is my so mooi as die kinders saam speel.
Maar baie keer sien jy, as kinders saam speel, hoe die een nie eintlik wil hê dit moet goed gaan met die ander een nie. So dan steel jy so 'n Lego blokkie van onder af, en hou hom net so terug. Dan sal die een sê, maar ek kan hom nie klaarmaak nie, ek kan die ding nie klaarmaak nie. Maar ek weet nie hoekom nie. In die meantime sit jy met 'n Lego blokkie, hou dit terug. En die ding is baie dieselfde met die Here. Ons het baie keer die goed wat in ons harte aangaan en ons hou terug. Nie alles behoort volkome aan hom nie. En dit beteken baie keer dat hy dan sukkel om hierdie huis te bou in ons lewe, hierdie huis te bou in ons geloof. So Jesus self praat oor die hart. En hy sê aan die een kant praat hy oor die boosheid van die hart en aan die ander kant oor die reinheid van die hart. So ons lees saam Markus 7:21. Het sê hierdie: want uit jou binneste, uit jou hart kom slegte gedagtes, soos onsedelikheid, diefstal, moord, huweliksontrou, gierigheid, slegte bedoelings, skelmstreke. Skelmstreke is nou nie om lemoene te steel in Desember nie. Maar ongedisciplineerdheid, jaloesie, vloekery, hoogmoed, dwaasheid. En Jeremia sluit hierby aan, Jeremia 17 vers 9 tot 10. Dit sê die mense hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Maar ek weet, ek die Here deursoek mense se harte en geheime motiewe. En ek gee aan almal wat hulle toekom volgens wat hulle gedoen het. Sien, ons harte is een van die belangrikste en kragtigste geloofsinstrumente in ons lewe. Maar dit kan ook een van die bedrieglikste en booste elemente in ons lewe wees, want as jou hart nie na God gedraai is nie, of as die bron, die fontein van jou hart besoedel is, kom daar slegte gedagtes, bedoelings, dwaasheid daaruit. En daai goed gaan jou lei. As jou hart vuil is, gaan daai vuil in jou hart jou lei om op 'n sekere manier te leef, en selfs om op 'n sekere manier oud te word. Ek dink hoe ouer ons raak, hoe meer besef ons staan elke nou en dan voor hierdie kruispad. Ons staan voor hierdie kruispad waar ons 'n keuse het, gaan ek goed en mooi oud word, soos God het bedoel, of gaan ek verbitterd oud raak, en ons almal ken verbitterde ouer mense. En ons staan heeltyd voor hierdie kruispad, maar alles begin in jou hart, wat hier binne aangaan. En daar wil ek vanoggend vir jou vra, hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit regtig met jou? Want ons hou van ons kerkglimlag, en is mooi, ons moet vriendelik wees, dit is 'n vrug van die Gees. Maar ons hou daarvan om te sê, dit gaan goed, as dit nie goed gaan nie. Maar ons sukkel om te praat, en dan besef ons nie wat besig is om hier binne te broei nie. Hoe gaan dit regtig met jou hart? So dit is vir my so mooi. Dit is vir partykeer so mooi as iemand sê, weet, hoe moet ek hierdie ding benader? En iemand sal sê, maar volg net jou hart. Maar terselfdertyd sidder ek, as iemand sê, volg net jou hart. Ek sidder. Hoekom? Want jou hart is bedrieglik en boos bo enige ander ding, as hy nie na die Here toe gedraai is nie. Jou hart is bedrieglik en boos. So volg net jou hart is nie goeie raad nie. Dit is selfsugtige raad, want ons hart, wat nie bekeerd is nie, is altyd selfsugtig. So jou hart gaan nie dink aan wat God wil doen in jou lewe nie. Jou hart gaan nie dink aan wat God se begeerte vir jou lewe is nie. Dit gaan nie dink aan hoe ek nou in elke oomblik hierdie begeerte, hierdie sondige, hierdie vleeslike ding kan bevredig sonder God. En daarom loop dinge baie keer skeef as ek net met my hart besluit en nie met my kop of met my gees besluit nie. So hy sê in vers 17, hy sê, ek die Here deursoek mense se harte en geheime motiewe. So 'n hart wat nie na Christus gedraai is nie, gaan altyd geheime motiewe hê, geheime agendas. Een van my pet peeves, het jy al daai woord gehoor, haatlikste dinge in die lewe, is mense met geheime agendas. So baie keer sal jy 'n gesprek met iemand hê, of 'n vriendskap met iemand hê, maar daar is 'n agenda agter dit. Ek het al baie keer gesprekke met ouens gehad, en dan vra hulle vir my 'n vraag, en op grond van hoe ek het antwoord, sal hulle sê, maar ek het jou eintlik net getoets. Dis 'n geheime agenda. Dis manipulasie. Dis nie van God af nie. En dan dink ek baie keer, maar kan ons net 'n oomblik hê waar ons genuine Jesus vriendskap het, waar ons Jesus liefde deel, waar ons fellowship het met mekaar, waar ons daai vreugde van die Here kan deel,
waar ons iets van Jesus teenoor mekaar kan bewys. Ons sien so baie mense het die geheime agendas, en dis hoekom geestelike onderskeiding so belangrik is. Ons het al in die bedieningsopleidings wat ons gedoen het, bietjie gepraat oor geestelike onderskeiding. Maar jy kry basies hierdie 4 profetiese gawes in die woord. Profetiese gawes in 1 Korintiërs 12. So jy kry woord van kennis, woord van wysheid, dan kry jy profesie, en dan kry jy die onderskeiding van die geeste. Die onderskeiding van geeste. En die onderskeidingsvermoë is die vermoë om goeie oordeel te hê. Die vermoë om goeie oordeel te hê. Terselfdertyd is dit die vermoë om die wortel of die bron agter iets te kan sien. Agter die gesprek wat ons dalk nou het, of hierdie oomblik waarin ons nou is. Ek wil vir julle sê, magtig, ons het regtig onderskeiding nodig in die tyd waarin ons leef. Want ons sien baie goed op sosiale media, ons hoor baie goed selfs in ons dorp. En dit lyk mooi en dit lyk goed van vooraf, maar agter dit sit daar iets wat besig is om te steel en uit te roei en te verwoes. Ons het daar onderskeidingsvermoë nodig. Sien, hoe onderskei ek of hierdie oomblik regtig van God af is? Ek gaan meede teen die woord. So ek het nodig om my woord te ken. Ek gaan meede teen die woord. En ek kyk hoe dit uitgespeel het, hoe Christus dit sou hanteer het. Ek gaan meede teen die woord. So daar is die onderskeiding van die gees. En baie keer kom daai geheime agendas deur in mense wat ons vertrou. Ons byvoorbeeld ken mense in bediening, wat glad is met woorde. Hulle laat jou voel soos R1 miljoen. Ek weet R1 miljoen vandag is nie meer baie nie. Vir my is dit baie. Maar hulle laat jou voel soos die belangrikste mens op aarde, want hulle is glad met die mond. Maar as daar 'n agenda agter wat hulle druk, want hulle wil sekere goed hê van jou. En hulle doen dit vanuit die standpunt van liefde. Maar liefde is nooit transaksioneel nie. Liefde sê nooit, ek is vriendelik met jou om iets by jou te kry nie. Liefde sê nooit, ek gaan hierdie ding doen vir jou, sodat jy iets sal terugdoen nie. Dis nie liefde nie. Dis nie hoe God het bedoel het nie. Liefde is, ek gee om te gee, ek gee om op te offer. Sê, liefde het nie 'n agenda nie. Baie mense praat met ander, of hulle sê, ek gaan hierdie intervensie gaan doen. Praat direk terug met die ou, hy sê, ek gaan hierdie intervensie gaan doen, my seun. Maar gaan dit benader in liefde. Maar agter die liefde was daar 'n agenda. En dan sit jy met moeilikheid. Maar die oomblik as iemand daai agenda agterkom, val die liefdekant van dit plat. En ek wil sê, baie keer het ons ook maar lekker agendas. Jy is vriendelik met iemand om iets by hulle te kry. Ons doen iets vir iemand, sodat daar hierdie transaksie kan plaasvind. Maar dan staan die ander kant van die hart. So dis die een kant van die hart, dan staan die ander kant van die hart, Matteus 5 vers 8, wat hierdie sê. Dit sê, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Met ander woorde, hulle sal Jesus sien. As jou hart rein en skoon en heilig is, wat sal gebeur? Jy gaan God sien. Jy gaan die uitstorting van sy liefde ervaar. Jy gaan in sy teenwoordigheid stap. Jy gaan gevul word met sy gees en weer gevul word en weer gevul word. En daarom sê Salomo, hy sê, bewaak jou hart bo enigiets anders. Pas op vir wat jy in jou hart toelaat. Check jou hart. Hoekom? Want 'n klein saadjie van misleiding of sonde, 'n klein saadjie van iets wat nie van God af is nie, wat in ons hart kom lê, kan ewe skielik 'n groot vesting van bedrieglikheid en boosheid raak. 'n Groot vesting, wat is 'n vesting? 'n Vesting is 'n gepantserde stad. Sien, dit wat baie keer begin as 'n klein saadjie, word uiteindelik soos 'n Jerigo in ons harte, met diep fondasies en hoë mure, en ek sukkel om van dit ontslae te raak. Hoekom? Want daai hoë mure wat in my hart gebou word, keer my om my Jesus te sien. Keer my om te sien waar hy besig is. Keer my om te sien waar hy besig is om te genees. Keer my om te sien waar hy besig is om te werk. En dan sukkel ek om deur te breek, en ek sukkel om van hierdie goed ontslae te raak, en dan val ek op die ou in hierdie geheime agendas in, want ek moet goed wegsteek, sodat mense nie sien wat hier binne aangaan nie. Jy sê nie glo, hoe baie mense al vir ons gesê het, ek gedink dit sou net een keer wees.
En toe kan ek nie ontslae raak daarvan nie. Ek het gedink ek sou dit net een keer probeer, en nou sit ek vas. Want die klein saadjie in hulle harte het ewe skielik 'n groot vesting geword. En daarom is dit beter, as jy vassit in iets, of vasgeval het in iets, veral in die Desember tyd. Een van die grootste oorsake van saadjies is verveeldheid. Ek weet, baie keer in Desember begin al goed gebeur, ons noem het altyd die silly season. Dis die tyd waar mans en vrou die meeste met mekaar beklei, as jy het nie geweet het nie. Dis regtig so. Hoekom? Want daar saadjies wat geplant word. En as daai saadjie begin groei, dan word dit naderhand 'n vesting, so dis makliker om daai saadjie plat te trap, voordat dit 'n vesting word. So as jy sit met iets wat in Desember gekom het, of selfs voor dit, kom praat, reik uit, sodat ons saam daai ding kan deurwerk. Sien die vraag is, hoe kry ek my hart weer suiwer en rein, sodat ek soos Markus 5 vers 8 sê, God sal kan sien in hierdie jaar, gevul kan wees met sy gees, met sy lewende water. Hoe kan ek my hart suiwer en rein, sodat ek kan trek van daai bron van koninkrykslewe in elke ander area van my lewe, en dat ek Jesus liefde en vreugde en vrede kan ervaar? Hoe kan ek my hart suiwer en rein kry, sodat ek ten volle kan staan onder die heerskappy van Christus? Hoe kan ek dit doen? Want sien, ek wil nie 2026 ingaan met die vestinge van emosies en gevoelens en onvergifnis en bitterheid en woede nie. Jeremia noem dit die ongeploegde deel van my hart. Ek wil nie 2026 ingaan met dit nie. Persoonlik wil ek die jaar goed begin. Dis my gebed vir jou ook, dat ons hierdie jaar goed sal begin. Maar saam met dit dat dit ons grootste Jesus jaar nog sal wees. Die jaar waar ons harte so rein en skoon is, dat ons hom aanhoudend sal sien voor ons, sal sien werk, sal sien genees, sal sien bevry, sal sien inkom en deurbrake bring wat menslik onmoontlik was. Dis my gebed vir jou, dat dit die grootste jaar in jou lewe sal wees, waar jy nog ooit die gees en waarheid van Jesus beleef het, maar dat ons nodig om ergens te begin. Ek dink so aan die verhaal van Israel in Jeremia 3 en 4. En op 'n stadium is Israel vasgevang in hierdie afgodsaanbiddery. Maar hulle het eintlik baie mooi altare gehad. Hulle het hierdie mooi altare op die berge gehad waar hulle die Here aanbid het. En dan sou hulle tipies op die Sabbatdag of 'n dag voor of 'n dag na sou hulle tipies 'n lam gaan slag het en geoffer het op hierdie altare. En elke keer as hulle dit aan die brand gesteek het en die rook gaan op, het hulle geglo dat hulle gebede opgaan na God toe. Dit is eintlik baie mooi. Dit is soos elke braai vandag. Prys die Here, maar dan moet ons net lamsvleis maak, Pieter. Hulle het geglo, hulle gebede gaan op na God toe. En terwyl hulle besig was met daai, trek daar ewe skielik hierdie ander volk langs hulle in, net oor kan die rivier, die Kanaaniete. En die Kanaaniete was baie bekend vir hulle profeet Baal, of hulle god Baal, afgod Baal. Maar die Kanaaniete het ook duisende ander gode gehad. So hulle het 'n god gehad vir elke liewe ding. Dis soos die ouens vandag wat sê, maar ons het 'n songod en 'n maangod, en 'n god vir die bank, en 'n god vir die hout, en 'n god vir dit. En van die Israeliete het so baie daarvan gehou, dat hulle gedink het, maar kom ons bring hierdie aanbidding van hierdie afgode in, op die altare van God. En hulle woorde was, net vir ingeval, daar die regte gode is. Net vir ingeval. Ons kry baie mense vandag wat sê, net vir ingeval gaan ek dit doen. Net vir ingeval. Ek het 'n rukterige ou gesien en hy sê vir my, hy het op daai stadium vir my gesê, hy is vandag bekeerd, maar op daai stadium vir my gesê, hy's 'n Christen en 'n heiden. Ek het nie geweet jy kan 'n heiden wees vandag nie. Maar hy het gesê, net vir ingeval, Jesus nie regte God is nie, doen ek albei. Net vir ingeval. Ons speel nie daai tipe games nie. En hier is Israel en hy val nie die ding in, en Jeremia hoor van dit, en hy raak van sy kop af kwaad. En hy gaan praat met die Here, en die Here gee vir hom met die profetiese woord. Kan ek het sê, ek is dankbaar, ons kry nie daai tipe woord nie. Ons love profesie in die kerk, maar
Nou, daar is 'n ander tipe woord. En dan sê hy vir hulle hierdie. Hy sê vir hulle, kom ons lees saam, Jeremia 3 vers 6. Dit was tydens die regering van koning Josia. Die Here het vir my gesê, het jy gesien wat die ontroue Israel gedoen het? 'n ander vertaling sê die prostituie Israel. Dis 'n wille woord. Sy het op elke hoë berg en onder elke groen boom gaan ontug pleeg. Nou die woord ontug in 'n ander vertaling gaan ek nie gebruik nie, want dis kinders. Maar hulle het gekies om 'n ander God te volg. Hulle het gekies om iets anders die koning van hulle harte te maak. En dan kry hulle hierdie direkte woord van die Here af. Sien, ons altyd genade by God. En ek wil jy moet weet, ons genade vir dit wat jy gaan en dit wat jy doen. Ons altyd genade. Maar genade beweeg ook in waarheid. En genade gee dan 'n kans vir bekering. Ons dink baie keer genade verskoon alles. Ons dink baie keer genade vergewe alles, maar selfs Jesus het baie keer vir mense gebid en dan sê hy, gaan en sondig nie meer nie. So met ander woorde, jy is vergewe, ja, maar hier is 'n rou waarheid waarna ek wil hê jy moet vashou. So genade bring altyd die rou waarheid van die woord in liefde, maar ons 'n rou waarheid wat dit bring. Hoekom? Sodat ek sal weet hoe ver ek geval het. So ek gee vir hierdie woord, vir hierdie woord van genade. Hoekom? Sodat hulle weer hulle God kan sien. So dan lees ons Jeremia 4, 1-2. En het sê, as jy jou wil bekeer, as jy wil terugkeer Israel, moet jy jou tot my bekeer, sê die Here. As jy jou afskuwelike afgode voor my wegvat, moet jy nie meer dwaal nie. Wanneer jy eet aflê en sê, so seker as die Here leef, moet dit in waarheid wees. Moet jy reg laat geskied en reg doen, dan sal die nasies hulle seën van die Here verwag en in hom roem. In hom roem. Met ander woorde, hy sal ook hulle bron van aanbidding word. So die Here gee vir Israel die 2 stappe. Hier is hoe jy jou hart skoon kry. In die eerste plek, bekeer jou. En in die tweede plek, moenie weer afdwaal nie. Hou aan beweeg in waarheid. En dan saam met dit gaan nog die effek wees, daar gaan 'n seën wees op die nasies, op die mense rondom jou. Sien hoekom? Want wanneer ek met 'n bekeerde hart rondloop, sê Galasiërs 4 vers 6, sê dan roep my gees die heeltyd uit, Abba, Vader, Abba, Vader, Abba, Vader. Wat beteken, wanneer ek in iemand se huis instap, is daar iets van die vrede van die hemel, iets van die vrede van die troonkamer van God, wat ek begin uitdeel, sonder dat ek daaraan hoef te dink. Wanneer ek na my kinders kyk, wanneer ek by die werk is, hou my gees aan om uit te roep, Abba, Vader, Abba, Vader. Met ander woorde, hy roep die Here self in die onmiddellike omgewing en tyd in waar ander rondom my is. En dan ervaar hulle iets van die teenwoordigheid, iets van die gees, iets van die salwing van God. En hulle weet, ek soek meer. En dit seën hulle. Dit seën hulle. So jou gees roep altyd uit, Abba Vader. Baie keer dink ons, ek gaan nie daai persoon kan verander nie. Jy het nie nodig om dit te doen nie. Wees net teenwoordig. Want die gees in jou roep uit, Abba Vader. En hy hou aan, verkondig vir hulle gees. Wees net teenwoordig. En ek love it. Die woord vir bekering beteken om aanhoudend terug te keer na God toe. So bekering is nie eenmalig nie. Verlossing is. Ek verloor nie my verlossing nie, maar soms stap ek in sekere goed, waar ek nodig het om weer terug te keer na God toe, en dan weer nodig het om terug te keer, en weer nodig het om terug te keer, en weer nodig het om terug te keer. So bekering is aanhoudend. Hy gaan verder, Jeremia 4 vers 3-4. Hy sê, dit is wat die Here vir die mense van Juda en Israel sê, ploeg die harde grond van julle harte. Moenie goeie saad tussen dorings saai nie, maak julle harte en gedagtes skoon voor die Here, inwoners van Juda en Jerusalem. So ploeg die harde grond van jou hart, maak jou gedagtes skoon, maak jou hart skoon. Dan sal jy Jesus sien, dan sal ek hom sien werk.
Dan gaan ek sy gees ervaar en gevul word en kan oorloop en disippels maak. So 'n groot fokus van ons hierdie jaar is disippels. Om disippels te maak in ons dorp, in ons gemeente. Hoe maak ek my hart skoon? Hoe ploeg ek die harde grond van my hart? En dit begin by hierdie, om radikaal intens te raak oor die onderskeiding van die gees. Dis waar dit begin. Om radikaal en intens te raak oor die onderskeiding van die gees in my lewe. En dan om konstant terug te keer na God toe. Om konstant terug te keer na God toe. Onderskeiding van die gees vra altyd aksie. Soos ek iets raak sien, of onderskei, moet ek daarop reageer, maar ek het nodig om soos die Here my hart ondersoek, het ek nodig om my hart te ondersoek en te onderskei. Wat se leuns, wat se vrese, wat se sonde, wat se saad, het hier ingekruip, wat besig is om die oorsprong, die bron, die fonteine van my lewe en my vreugde en my vrede te besoedel. Wat se goed het hier ingekruip? Wat besig is om te veroorsaak dat ek nie meer Jesus sien nie. Onderskeiding van die gees. En wanneer ek het raak sien, of as iemand anders het in my raak sien, is ook goed. Moenie 'n offense vat as iemand vir jou sê, hoor ek sien hierdie raak nie. Wanneer ek het raak sien, bring ek het eenvoudig na die Here se voete toe. En dan vra ek vir hom, om elke leuen met waarheid te vervang, elke sonde met teregwysing. Dis so eenvoudig soos, Here, geef vir my 'n woord, geef vir my 'n openbaring, geef vir my 'n waarheid, of 'n teregwysing, geef vir my iets waarna ek kan vashou, om my huwelik te herstel, geef my iets waarna ek kan vashou, om van hierdie saad in my hart ontslae te raak, voordat dit 'n vesting raak. Geef my iets. En wanneer hy dit gee, en wanneer jy daai waarheid het, reageer in gehoorsaamheid. En wanneer ek dit doen, dan kom ploeg die gees, die harde grond van my hart, en hy kom breek daai vestinge af, hy ruk die fondasies uit, en hy breek daai mure af, en dan plant hy nuwe saad hier, wat begin groei, en later selfs ander begin seën. So ek wil aanmoedig vandag, ondersoek jou hart, vra vir onderskeiding van die gees. Vra vir hom om te kom openbaar, waar daar goed is wat jou keer om Jesus te sien. Waar daar goed is wat besig is om jou hart te verdeel. Wie van julle weet, die Here deel nie sy huis nie. Hier is sy huis in jou lewe. Ons kan nie bekostig om dit te deel met iets anders ook nie. So ons gaan net so sit en ons gaan 'n bedieningslied doen, jy is welkom om saam te sing, of sommer net met die Here te praat. Maar ek wil vra, terwyl ons hierdie lied doen, luister aan die woorde. Nooi Jesus in. Nooi hom in jou hart in. Nooi hom in om gesond te maak en uit te trek, wat nie van hom af is nie. Nooi hom in om elke liewe deeltjie skoon te maak, wat jy dalk self nie eens weet nie. En nooi hom in, sodat jy hom in hierdie jaar sal kan sien en sal kan weet, hierdie Jesus is my Here en hy is my God. Nooi hom in. So, dankie Pieter. Kom ons maak ons oë toe. Jy is welkom om saam te sing ook, as jy oë wil oophou. Maar kom ons luister na die woorde. Dankie julle. Sometimes I fall to my knees and pray. Come Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break.
I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come. We'll stand face to face. Come lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed away by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Jesus, come. Hier, ons wil kom bid vir elke hart vandag. Ons wil kom bid vir elkeen wat eigenlijk uitroep na U vir verligting, vir vrede, vir vreugde, vir 'n proeseltjie van al Jesus liefde. Ek wil vra, Here, stort dit oor elke persoon hier uit vandag, oor elke gesin, oor elke huis. En dankie daarvoor. Dankie dat U so 'n goeie God is. Help ons, Here, om ons harte skoon te hou en rein te hou, sodat ons U kan sien in hierdie jaar. En soos Thomas kan verklaar, my Here en my God. My Here en my God. Maak ons harte skoon, Here. En dankie dat ons saam met U kan stap in hierdie jaar. Dankie dat ons kan hande vat met U. En U is ons die so lief. Dankie vanoggend vir elke genesing, vir elke persoon wat terugkeer na U toe. Dankie vir elke hart wat skoon kom. Dankie vir vrede, Here. Ek ervaar hier 'n paar mense wat sê, maar ek ervaar vrede vanoggend.
Dankie vir daai vrede wat oor ons spoel in hierdie oomblik. In die naam van Jesus Christus. En almal sê so, amen, amen. So ek vir jou aanmoedig in hierdie jaar. Kom ons hou aan om vir die Gees te vra. Kom ons hou aan om te onderskei wat hier binne aangaan. Radikaal en intens. En terselfdertyd kom ons hou aan terugkeer en terugkeer en terugkeer na hom toe. En ek glo, hierdie gaan die jaar wees, waar ons meer van Jesus gaan sien, as ooit van tevore. Ek glo dit. Weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek sien dit kom. En mag het vir jou so wees. Mag jy iets daarvan beleef in hierdie jaar. Amen. Kom ons staan. Ons gaan 'n afsluitingslied sing en dan gaan ons die seën uitspreek. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Deur U wil te doen, leer ek om vry te wees. Deur U wil te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek U, en wat ek ooit sal wees. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in U hand, vertrou ek aan U toe. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in U hand, vertrou ek aan U toe. Deur U wil te doen, leer ek om vry te wees. Deur U wil te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. So voor ek die seën uitspreek, onthou volgende week, skop ons af met Koningskinders, Rise Jeug en Next Gen, wat ons belydenisgroep en ons graad 12's is. So ons gaan regtig 'n groot afskop doen. So nooi mense wat nie in kerke is nie, ons is opgewonde vir wat die Here hierdie jaar gaan doen. Onthou ook, ons kuier nie hierdie week na die tyd saam nie, maar van volgende week af skop ons weer lekker af met dit en sien uit daarna. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm, mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy hom sien in hierdie jaar soos nog nooit van tevore nie. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie dat jy hier was. Dankie dat jy ons seën. Mooi week verder. Sometimes I fall to my knees and pray. Come Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come Jesus, come.
every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come.